Ek groet jou in die naam van Jesus vandag. Die opskrif van my boodskap is 'n paspoort om sonde te pleeg. Baie welkom en hartlik goeiemôre. Dit is altyd so groot voorreg om so lieflike woord wat die Here op my hart lê met ander te deel, en ek wil graag die skrif uit die Amplified Bybel vir u voorlees vanoggend. En dit is Johannes 9 vers 31. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is God-fearing and a worshipper of Him, our Lord, and does His will, He the Lord listens to him. Hy luister na ons. Weet jy, in Petrus skryf hy ook dat God is heilig en so moet ons ook heilig wees. Weet jy, die feit dat ons een keer wedergebore was of ons harte vir die Here gegee het en bekeer, dit gee nie vir ons 'n paspoort om aan te gaan met sonde nie, om in sonde te leef elke dag nie. Dit gee ons nie 'n rede om te sê, maar ek het gedoen wat ek moet doen, maar nou verval ek in sonde nie. En weet jy, ons raak eintlik half immuun teen die teregspreuke en die aanwysings van die Here. En ons wil dit nie meer hoor nie, want dit wat ons doen, voed ons die vleeskant van ons as die mens. En die Satan kry natuurlik die oorhand. In Hebreërs 12 skryf hy, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Weet jy, medegeliefde in die Here, moenie toelaat dat die Satan jou so verblind dat jy van die woord van die Here, die vrede van God, sal wegbeweeg deur om sonde te doen en met sonde aan te hou. En God luister nie na jou sprekinge nie. Hy luister nie na jou bede nie, want jy het soveel sonde nog in jou lewe wat jy mee aangaan. Soek die plek waar jy opnuut 'n verhouding met Jesus kan vind. 'n plek waar jou denke behoort aan Jesus. Wanneer jy met iemand praat, wil jy hom so graag vertel, hom of haar vertel van Jesus. Gee elke ene van daai kanse die voorreg om Jesus daarin te hê. Weet jy, in die Spreukedigter skryf, spreek lewe en nie dood nie. Lewe betekende die ewige lewe, Jesus Christus, God Abba, die Gees van die Almagtige God, en laat toe dat hierdie Gees die hardste stem in jou gedagtes en in jou hart word. Ek is Pastoor Gary, ek laat hierdie woord by u. Mag hierdie woord regtig vanoggend diep in u binneste spreek. En mag u geestelike oor hoor. En dan u geestelike tong, die sprekinge wat u spreek, sal lewe wees in Jesus naam. Brood en water bediening, seëngroete, en ek sê weer, Jesus is nog steeds baie lief vir jou. Amen.